Hallo en welkom weer so by Farm Spice. Ons is hier in die Jacobsdal area. Okay, is 'n volle biologiese program holisties wat jou risiko's vir jou verskans actually moontlik. Blykbaar is dit. Ek is hier so by Rikus Nel. Hy is al so die afgelope 3 jaar op Bonterra se produkte en hy gaan my meer vertel oor hoe hy dit gebruik om risiko's te bestuur spesifiek. Okay, grondgesondheid beter te maak, dan goed soos noordelike blaarskroei, rooi spinmyt en dan baie belangrik ook sy fusarium op sy koring op die einde van die dag, die druk ongelooflik te verlaag waar hy niks meer fusarium het nie en die goed soos noordelike blaarskroei en jou rooi spinmyt net die druk ongelooflik verlaag. So, kom ons vind 'n bietjie uit hoe word dit gedoen. Totaal 'n ander manier van kyk na die goed. Dis net een van daai goed, hierdie goed kan ook net vir jou daai moeilikheid op jou plaas minder maak. So kom ons luister. Rikus, hoe lyk dit? Goed en self. Nee, wat rustig, goed te loop. Okay, julle is Jacobsdal area. Gee my so vinnige oorsig. Wat is julle hoofbedrywe? Wat boer julle? Ons plant maar net koring en mielies, ons double crop, so die drukkinge op die grond is maar hoog. Ja, want kyk, double cropping nee, is mos nou gras op gras, nee, die hele tyd. En ek meen, ja, dis nou maklik om te sê jy moet inkom met wisselbou, maar nou weet ons almal op 'n ding soos sojaboontjies, as jy sojabone na koring plant, sy tydfaktor, ek meen hy hardloop te vinnig uit tyd, so ek wil amper sê 3 ton is jou dak, wat jy daar kry, jy kry nie somme oor om op dalk 3,5 ton, maar dan maak die somme nie so lekker sin nie, en dan dieselfde ook, of jy moet laat grond oorlê, en ja, wel, besproeiingsgrond's duur, is nie so maklik nie, nee. Nee, glad nie maklik nie. Okay, so, julle is in die koring mielie loop, en daar's baie ouens wat in dit is, en dit kos jou ongelooflik baie geld om uit dit uit te klim, of jy moet 'n alternatief kry om te sê, okay, hoe sort ek my fusarium uit, en wat eintlik maar die hoofding is, en dan al die peste en pla en goeders wat saam met dit kom. Verduidelik my gou, julle is so afgelope, hoeveel jaar is julle nou al op Bonterra so goed? Al 3 jaar, 6 seisoene. Okay, wat was julle eerste beweegrede, hoekom het julle gekyk na hierdie tipe van dinge? Ons het 14% fusarium op ons koring gehad. Ja. So, dan sit jy met 'n afgekeerde oes. Jy kan hom nie bemark nie. So jy het voergraad geproduseer basically. Lekker, ja. En hulle wil hom ook nie eers hê nie, want hulle moet jy moet jou koöperasie smeek om hom by jou te vat. So letterlik het jy dan basies, ek wil sê amper 0 op die einde van die dag. Jy het nie eens wat jy reg iets kan bemark nie. Nee. Ja, jy het as jy daai vlak van fusarium het, is jy 'n probleem. Okay, nou hoe het julle toe met Bonterra se ouens in aanraking gekom? Ag, dit was maar toeval dat ons die ou gekry het, die agent van Bonterra. Ja. Hy het die produk aan ons voorgestel en hy het gesweer by hom. So ons het gesê kom ons gee dit een laaste go op die koring. As dit werk, dan kan ons aangaan met die boerdery met koring. As dit nie werk nie, is ons klaar koring geplant. En hier staan julle 3 jaar later en julle plant nog steeds koring, né? En ons doen beter. Jy sien, dis hoe dit moet werk. Nou, okay, vertel my, hoe pas die Bonterra goed dan in jou, hoe lyk die bestuur van dit, watter produkte gebruik jy plus minus wanneer, en wat doen jy deur die loop van die seisoen? Op die koring, die impact waar gebruik ek deur die spulpunt, saam met die bemestingsprogram, jy gaan 4 keer deur. So as ek sê die impact, so jy gooi hom deur die pivot, ja. Hy help nou basies om jou grondlewe aan die go te kry, soos ek dit reg verstaan, bietjie jou kunsmis te leer, bene te gee op daai ding, en die net algemene plantgesondheid, se reg. Ek sal byvoeg, hy maak ook elemente wat vasgelê is in jou grond, beskikbaar vir jou plant. En dan saam met dit, is daar iets wat jy saam met hom gooi, of hoe hardloop jy goed? Daarna gaan die drone oor. Ja. Met die res van hulle produkte. Maar dis nou, hoe hoog is die koring dan? Die eerste keer is op V2, so hy's op 3 blaar stadium. So hy's nog klein? Ja, dit lyk of jy grond spuit. Okay, en dan, maar hoekom drone? Effektiwiteit. Ja? Hy's effektief deur 'n baie eweredige bedekking oor jou gewas. En dan glo ek met sy vortex aksie sit hy die chemie of die biologiese middels bo op die blaar sowel as onder die blaar neer wat hom hoogs opneembaar maak, waar ek dan waarde van my produk kry.
Ek hoor jou, so dis amper half daai, jy vat nou skoon brandewyn, nee, dis nie, hy sê verdun nie. Ja, ek is bang vir hom. En, okay, right, volgende shot? Is op V5. Ja. Dan gaan dieselfde program word dan weer gespuit. Die impact gaan weer deur die stulpunt saam met die kunsmis. Dan gaan die drone weer oor met die Fungiback, die BioAssist en die Dynamic T. Dan weer op vlagblaar, gedoen 'n herhaling ding. En dan weer in sagte deeg. So dan wanneer die aardjies nou lekker verskyn het, al daai goed is, dan stamp jy hom weer 'n laaste shot. Net vir seker, net vir in case die buurman aangejag het en sy Fosarium het na jou toe gewaai, Of dalk sy buurman. Of dalk sy buurman, jy weet hoe gaan dit, nee. Ja. Okay, en dan jy sê en dan jy goed skoon, nee. Ons was na die eerste seisoen het ons geen verder Fosarium gehad nie, En dis nou 3 jaar later, 3 seisoene later, geen Fosarium. Geen Fosarium. Just is cool. En dan op die milies, wat doen jy op die milies dan? Want ek neem aan, jy wil hom nou daai kontinuïteit half hou met jou biologie in jou grond, nee? Ja, jy wil dit hou, omdat ek nou maar glo, of dis ook geleer is, deur die Bonterra agent, laat die produk bou op mekaar. So elke seisoen wat jy dit bysit, word jou voordeel groter en groter. So ek pas dit toe op die milies ook. Nou, ek weet ons nou noordelike blaarskroei is nou nie jou maat nie, en rooi spinmyt ook. Hoe lyk julle afgelope 3 seisoene dan nou hierso? Ek wil net vir jou sê, dit is peste en pla wat ek geken het. Maar vanaf ek Bonterra se produkreeks gebruik, is dit iets van die verlede. Hier is die milies agter my, hulle skoon. En, want ek meen, dis ook goed wat nou 'n bietjie later inkom in daai tipe van dinge, maar jy sê, jy weet nie meer daarvan nie. Ek weet nie meer daarvan nie. Die biologie werk mos nou maar, jy dien hom toe van die plant se kleintyd af. Ja. So jy het jou plant se weerstandigheid bou op van kleintyd af. Wanneer jou plant nou op 'n groot fase kom waar jou rooi spinnekop sal inkom, is hy nie 'n probleem nie. Nou kyk, hierdie goeters, ek weet hulle het 'n M-nommer op en hulle is nie spesifiek geregistreer om hierdie goeters te sê, okay, right, ons gaan noordelike blaarskroei uitsort nie en ons gaan hierdie ding uitsort, rooi spinmyt en daai goed nie. En ek neem aan jy spuit dit ook maar en veral aan die begin dit gespuit om te sê okay, right, kom ons gaan hierdie roete want dan verlaag ons ten minste die druk. Al kom die goeders dan 'n bietjie later weer in, dan gaan hy ten minste tot 'n mindere mate inkom en na gelang van wat jy op die Fosarium gesien het. Maar dit vat guts. Nee, om jou in die rede te val, ek het die program op die milies gebruik. Om seker te maak ek is die volgende jaar skoon met die koring. Ek wou die swamme en die spore in die grond onder beheer hou. Ek wou my biologie aan die gang gehou het. En daai seisoen het ek gesien op die milies. Maar luister, die goed is skoon. Ek sukkel nie met rooi spinnekop soos in die verlede nie. My buurman mag miskien noordelike blaarskroei hê. Ek het dit nie. En dan is die milies teen mekaar. So toe het ek besluit om aan te gaan. Okay, maar noem my nou maar ongelowige, nee. Want ek voel ek het nie die guts om dit te doen, om te gaan en te sê, hoor hierso, ek laat loop nou net met hierdie goed en dit gaan skoon wees. So, maar ek neem aan, moniteer jy die goed nog steeds deur die jaar en om te sien of daar iets is en sou daar iets wees, obviously kan jy hulle spuit. Constant. Maar dis nie, mens moet nou nie net gaan en sê, okay, right, nee, die goed gaan nou werk vir al die goed nie. Dis net, gaan met die uitgangspunt uit van, kom ons gaan in om die druk te verlaag. As hy deurgaan sonder dat jy hoef te spuit, is dit 'n bargain, maar as daar issues is, dan haal ons hom uit met chemie en kruitklaar. Is ek reg? As jy regtig moet dan met 'n chemie inkom, ja, maar verkieslik nie. Die biologiese produk is, die mark is groot genoeg. Daar sal 'n biologiese produk wees wat jou kan help. Want as jy met chemie inkom, gaan jy jou biologie afbreek in die agterkant. Jy wil jou biologie aan die gang hou. Ek hoor jou. En jy's nou al 3 jaar op hierdie ding en die ding werk? Werk vir my. Werk in my omstandighede. Dit werk vir my. Uitstekend. Rikus, dankie baie. Right, so. Hierdie jaar leer ek baie goed. Nee, ek het nou al geleer van plekke waar hulle nie kunsmis gee al vir 5 jaar nie. Nou dis 'n manier wat ons dalk van die chemie af kan wegkom. Kort en nie lank is, jy moet jou risiko's reg bestuur, maar nie net oornag gaan en pensepotjies en alles in netjie. Risiko bestuur, maar
hierdie tipe van goeders is regtig iets waarna jy kan kyk. Bestuur jou hele peste en pla besigheid 'n bietjie anderster, dink 'n bietjie anders oor die goed, doen vir jouself 'n proef, kyk of dit by jou kan werk vir interessantheid. Okay. Hulle gaan my nog na 1 of 2 van hierdie plekke toe moet stuur, ek's amper daar. Linkie bo of hieronder, as jy belangstel, kom met Montera in kontak. Dit wat ek kan sien hierso, die goed lyk ongelooflik mooi. En soos hy sê, 3 jaar al wat hy dit doen. Kom met hulle in kontak, dat hulle uitkom na jou plaas toe, gee dit 'n go. Julle weet ons moet beter boer. Dis hier van Farm Space af, tot volgende keer. Groete.